2 Korintiërs sê dat elke stukkie swaar kry wat ons hier op aarde beleef, is besig om vir ons 'n ewige heerlikheid te bewerk. Amen. So alles wat ons hier face, is besig om daai geskenk in die hemel eendag net soveel groter te maak. Amen. Ek wil gou vir julle 'n gesegde sê, maar ek gaan hom so halfpad sê, en dan gaan julle hom klaarmaak. OK? So, 'n storie het 2 kante, 3 kante. Ek het 3 is die hoogste, hoeveel nog? So die storie het gewoonlik soveel kante soos waar al mense betrokke is, en dan nog een vir die waarheid. Stem julle saam? So dis hoekom 'n 3 of 4 of 5, hang af nou hoeveel betrokke is. Nou, ek wil vanaand bietjie vir julle kom sê dat die storie wat ons vanaand beleef, het ook 2 kante. Maar al 2 hierdie kante is die waarheid. En ek wil hê ek met julle moet saam met my 'n pad stap deur die skrif. Ek gaan ons nie lank besig hou nie, maar ek wil net iets in ons harte vasmaak voordat ons by hierdie stasies uitkom vanaand. En ek wil julle heel eers vat na Matteus 26 vers 39. En hierdie is een van die eerste waarhede vir my en vir jou vanaand. Dit gaan op die bord ook wees, maar ek lees dit saam. Dit sê, hy het toe 'n entjie verder gegaan, met sy gesig teen die grond neergeval, dis nou Jesus, en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil, Here. En ons sien in die tuin hoe Jesus hierdie gebed bid. Here, laat hierdie beker by my verbygaan, en ons beleef, en ons lees iets raak van die angs wat hy beleef het. Nou kan julle vir my sê, hoekom sou hierdie beker hom so angstig gemaak het? Kom ek vra die vraag eerder so, wat was hierdie beker? Hierdie beker was God se toorn. Hierdie beker was God se woede gewees teenoor die mensdom wat 'n losbandige lewe sonder hom geleef het. Hierdie beker was die straf wat vir my en vir jou bedoel was. Dit is die beker wat Jesus moes drink. En as julle na al Passion of the Christ gekyk het, daar's slim dokters wat reken dat daai movie alleen nie eers 'n kwart opmaak van wat Jesus eintlik beleef het nie. Dit is die beker wat hy moes drink. Dit is hoekom hy so angstig was toe hy in die tuin was. Dit is hoekom daar sweetdruppels van bloed uit hom uit getap het. So angstig was hy gewees. Sien, dit is die oordeel van God op die mensdom se sondes. En die eerste waarheid wat ek met julle wil deel, die eerste kant, is dat daai beker was eintlik vir my en jou bedoel. Daai beker was eintlik onsinnig gewees om te drink. En ons is so dankbaar teenoor God, ons is so dankbaar teenoor die Here, dat hy daai beker van ons gevat het, want dit is die een kant van die waarheid. Dis die een kant van hierdie storie. Die kruis was vir elkeen van ons bedoel. Elke hou wat Christus deurgegaan het, was eintlik vir ons bedoel. En dan fast forward ons so bietjie in hierdie tyd waarin die Here homself vind, en ons kom by Johannes 19 vers 28 tot 30, en dit sê, hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n daai verskriklike woord marjolyntak, en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Dit wat vir my en jou bedoel was,
Jesus het geweet dat dit nodig is van hom om van hierdie beker te drink. En hier sien ons 'n fisiese uitbeeld, 'n fisiese manifestasie van hierdie beker wat God nou tot by Jesus se mond bring. Daai suurwyn was die beker waarvoor hy net nou gebid het, Here, as dit nodig is, laat dit by my verbygaan. Here, as dit nodig is, asseblief, moenie laat dit na my mond toe kom nie. En aan die kruis stuur God daai beker tot by sy mond. En skielik maak dit vir ons sin. Skielik besef ons, wat het hy bedoel toe hy sê, dit is nou volbring. Nou het hy van die beker gedrink. Nou het hy die sluk gevat van die wyn wat vir my en jou bedoel was. Hy het die woede wat vir my en jou bedoel was op hom geneem. Dit is nog steeds die een kant van die waarheid. En ons is dankbaar. Ons is dankbaar teenoor hom. Maar die ander kant van hierdie waarheid. En ek wil hê julle moet mooi hoor. Mooi luister, want as ons nie ingestel gaan wees op die kruis en die verandering wat dit in ons lewe bring nie, gaan ons nie die ander kant van die waarheid snap nie. Van die ander kant van die waarheid is dat hy het die beker vir jou gedrink. Sien, want ons het die dankbare kant het ons agter die rug. Dit verstaan ons. Here, ons is so dankbaar dat U daai beker gedrink het namens ons. Ons is so dankbaar dat U daai woede op U gevat het. Ons is so dankbaar dat U die prys vir ons betaal het. Ons is so dankbaar, Here, maar die ander kant van die waarheid is ons besef nie die implikasie daarvan nie. Ek is nou vry gekoop. Ek het nie meer nodig om vasgehou te word deur die dinge wat my vashou nie, want ek is vry gemaak. Dis die ander kant van die waarheid. Hy het vir jou gesterf. Elke straf wat vir ons bedoel was, is op hom geneem. Hoor wat sê Galasiërs 2:20. Dit sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Die een kant, die eerste kant van die waarheid is dat Jesus het die prys betaal vir my en vir jou, sodat ons vrygemaak kan word. En die ander kant van die waarheid is, Jesus Christus het die prys betaal, sodat ek en jy vry moet leef. Dit is tyd dat ons deel met die goed wat ons aanhou terughou. Dit is tyd dat ons werklik by die kruis uitkom en sê, Here, lang genoeg het ek teruggegaan na die ou lewe, lang genoeg het ek teruggegaan na die ou persoon, die ou lewe, die dooie lewe. Here, lang genoeg het ek vasgehou aan die goed waarvan U my klaar vrygemaak het. Vanaand kom lê ek dit voor die kruis neer. Ek wil dit bietjie meer vir julle verduidelik, want dit is 'n konsep wat my lank gevat het om te snap. Ons moet dankbaar wees dat die Here aan die kruis gesterf het. Maar daar's ook 'n verantwoordelikheid by my en jou vanaand oor wat aan die kruis gebeur het. As ons nie daai verantwoordelikheid ernstig opneem nie, as ons nie erns daarmee maak nie, dan maak ons dit wat aan die kruis gebeur het, dan nou eintlik verniet. Dis soos as iemand na my toe kom en sê, joh, pastoor, die Here het my gelei, die Here het met my gepraat, hy het vir my gesê, ons gaan hierdie kar vat, en ons gaan hom net so vir jou gee, die Here seën jou, ry met hom, doen huisbesoek, gaan bid vir mense, great. In my hart is ek vreeslik dankbaar, maar dan los ek hom in die garage, dat hy net daar staan, en nog steeds sukkel ek aan op my eie.
Want dis wat ons doen met die kruis, wanneer ons nie erns maak daarmee in ons lewe nie, wanneer ons nie deel met die sondes nie, wanneer ons nie deel met onvergifnis nie, wanneer ons vashou aan sondige gewoontes, wanneer ons vashou aan die ou natuur, dan los ons die kruis in die garage. Jesus het aan die kruis gesterf vir my en vir jou, sodat ons wat soos sy woord sê, sodat ons kan mekaar se voete was. Sodat ons vir mekaar kan salf vanaand. Sodat ons kan nagmaal gebruik vanaand. Sodat ons by die kruis kan uitkom en ons kruis opneem elke dag en hom volg. Dit is hoekom die kruis daar is. Dis hoekom hy gesterf het. Maar baie keer wil ons stop by die dankbaarheid aspek. Here, ek is so dankbaar. En dis nie verkeerd nie. Asseblief wees dankbaar. Moet dit nooit mis nie. Moet nooit jou dankbaarheid verloor vir die kruis nie. Maar moenie laat dit daar bly nie. Laat toe dat dit ietsie binne in jou verander. En op daai noot wil ek jou uitdaag vanaand. Ons gaan nou begin net lekker rustig musiek opsit. En ek wil jou uitnooi, en ek wil jou herinner, so laas Sondag het ons gepraat oor die 4 opdragte wat die woord vir ons gee voor die kruisiging. Wat Jesus by sy disippels kom en sê, soos wat ek julle voete gewas het, so was julle mekaar se voete. Soos wat ek vir julle gewys het, hoe om 'n dienaar te wees so mekaar se dienaars. Soos wat Jesus gesê het, neem jou kruis op, elke dag. Wil ek jou uitdaag, kom kniel hier by die kruis. Hier is 'n papiertjie en 'n pen, en duimspykers, wees net versigtig. Dit gaan bietjie agterste voor omwerk, maar luister net. So vir my om my kruis op te neem, beteken dat ek moet iets daar gaan los. Want vir so lank as wat ek met my eie bagasie op my rug rondloop, vir so lank as wat ek met daai eie gewig aan my skouers rondloop deur die lewe, het ek nie spasie vir die kruis nie. So op hierdie papiertjie wil ek jou die vrymoedigheid vra. Skryf dit wat dit is wat jy by die kruis wil los vanaand. Sodat wanneer jy hier opstaan, jy jou kruis kan opneem en vorentoe beweeg. Amen. Dan wil ons ook, soos wat die Here van ons verwag, wil ons mekaar salf vanaand by die salfstasie. Ons 2 redes hoekom ons mekaar salf. Die woord sê dit is om jou eenkant te sit, om jou af te sonder, uit te sonder vir die dienswerk van God. So as jy begeerte het vanaand om te sê, Here, ek is hier, gebruik my, dan wil ek jou uitnooi, kom maak 'n draai by die salfstasie. En Lukas sê, en Jakobus sê, dat as jy siek is, en jy het seer in jou liggaam, kry die ouderlinge, dat hulle jou salf en vir jou bid. As jy nodig het dat die Here jou liggaam moet aanraak, kom draai by die salfstasie. En dan sê sy woord ook, so dikwels soos wat julle kan, breek die brood en drink die wyn. En daarom gaan ons die nagmaal ook vier vanaand. Ons gaan ook nagmaal gebruik, sodat jy heeltemal kan deel hê aan die opdragte wat God vir ons gegee het voor sy kruisiging.